episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jaco de Beer. Goeiemôre aan ons luisteraars ook. Goeiemôre Jan Louis. Ons is vroeg uit die vuur uit vanoggend om tyd te maak vir hierdie opname. Baie welkom Jan Louis, gaan dit goed daar by jou? Aan die gang, dankie, en daai kant. Ook goed, dankie. Ons gaan vanoggend voort met ons pastorale reeks. Ons doen vanoggend afwesige vaders. Dit is 'n baie belangrike onderwerp. Mens mag dink dalk selfs in ons gereformeerde konteks, maar dit is nog nie so belangrik nie. Dit is nie so relevant nie. Dit is ons nie so groot fenomeen nie, maar ons glo dat luisteraars sal sien as ons bietjie gesels vanoggend daaroor dat hierdie eintlik 'n groot probleem is, selfs in getroude huise. Ons dink baie daaroor as iets wat net afspeel in huise waar daar egskeiding is, waar byvoorbeeld die pa en die ma geskei is en die ma miskien as 'n enkele ouer die kinders alleen grootmaak en die pa miskien nie die kinders een keer in 2 weke sien of glad nie sien nie, afhangende van die situasie, of selfs andersom, waar miskien die ma weggeval het of die hof beslis het dat die kinders by die pa bly. Dis die tipiese situasies waarna ons dink. Maar die situasie wat hom afspeel vandag grootliks is getroude huise waar 'n pa en 'n ma is, maar waar die pa besig is weens verskeie redes, en dit gaan ons bietjie bespreek in ons eerste punt, waar die pa baie keer afwesig is as gevolg van omstandighede, werksomstandighede, dalk net nie die emosionele druk kan vat nie. Dis iets wat elke gemeenskap ook raak. Ons dink baie keer dis net iets wat gemeenskappe raak, soos die Kaapse vlakte of jou townships, waar enkelouers en buitegeegtelike verhoudings redelik volop is. Ons dink dit gebeur net daar, maar hierdie raak alle gemeenskappe vandag afwesige vaders, en soos reeds gesê, dis nie net fisiese afwesigheid nie, maar ook emosionele en geestelike afwesigheid. Baie kinders groei op sonder leiding, sonder sekuriteit, sonder 'n pa in die huis, al is hy fisies teenwoordig, wat vir hulle wys hoe lyk vaderlike liefde, dissipline en verantwoordelikheid. Jan-Louis, kom ons bespreek in ons eerste punt net hierdie realiteit, die werklikheid en die impak van vaderafwesigheid vandag in ons gemeenskappe en in ons huise. Dit is 'n baie wye onderwerp, sien dit ook baie mooi uitgewys het, Jaco. Ek het so 'n bietjie gaan kyk oor of ons statistieke kan kry rondom vaderloosheid of vaderlike afwesigheid. En soos jy seker nou kan ook verwag, dit is nie 'n probleem wat uniek in Suid-Afrika is nie. Wêreldwyd het hierdie ding regtig so 'n bietjie, ek dink dit het ook maar te doen met sekere omgewingsfaktore en sosiale faktore in die wêreld. Maar net in die Suid-Afrikaanse konteks is daar in Junie verlede jaar in die City Press navorsing weergegee wat dit is 'n General Household Survey wat gedoen is oor hoe die situasies met die huisgesin in Suid-Afrika gaan. En net om bietjie vleis in hierdie dinge te gee, 64,5% van kinders in Suid-Afrika, dis net fisiese afwesigheid nie, woon in huise sonder hulle biologiese paas. Nou is daar ook 'n groot aanduiding vir sosiale ewels wat gebeur wanneer daar huise is waar die biologiese pa nie teenwoordig is nie. 31,4 van kinders in ons land bly by beide hulle ouers. Dit is minder as 'n derde. Nee, dit is geweldig. En dan 45,5% van hierdie kinders word net, van die huisgesinne in Suid-Afrika se kinders, word net deur ma's grootgemaak. So jy kan jou nou indink, amper die helfte van kinders wat net 'n moederlike voorbeeld het. En ons kan nou verder daarop uitwy om te bewys hoe dat paas werklik belangrik is, maar goed, nou het jy ander dinge wat ons ook nou al in die verlede op Scriptura bespreek het, die veldtog teen manlikheid en teen mans, die men-na-trash veldtog en. So dis sê dat ek in die begin van die episode sommer dadelik vir die pa se lansie wil breek nie, maar daar is faktore wat hierdie veroorsaak. Maar dan trek hierdie navorsing 'n direkte lyn na die volgende dinge wat die huisgesin vir kinders sonder paas dan onmoontlik maak. En dit
lei tot groter voorvalle van geweldige armoede. Jy kan nou jouself indink, daar's nie 'n broodwinner nie. Volgende ding wat ook nie verbasend is nie, is die feit dat baie van hierdie kinders word dan gevange geneem. Hulle beland in die tronk of in jeugtehuise waar hulle remediering moet ondergaan omdat hulle misdade gepleeg het. Wat onderwys en opvoeding betref, is hierdie kinders in hierdie huishouding, met ander woorde, amper 3/4 van ons land se kinders, meer geneig om nie hulle hoërskoolopvoeding klaar te maak nie. Nou sit ons in 'n land waar 'n matrieksertifikaat weinig iets beteken. Jy moet net 33% kry om deur te kom. Maar nou kan jy dink, daar's 65% kinders wat dit nie eers het nie. Geestesgesondheid, depressie, angs, selfmoordkoers neem toe, en dan ene wat ook nie verbasend is nie, maar wat jy jouself nou kan indink, is tienerswangerskappe. En tienerswangerskappe is daai, ek skies nou vir die Engelse term, maar dis die death spiral, want wanneer jy gaan daai kindertjies word, hulle gaan ook in huise sonder paas groot word, want daai tienerswanger, daai paas van daai tienerbabas, hulle is nie geneig om te bly en hulle kinders met as 'n groot voorbeeld of 'n goeie voorbeeld groot te maak nie. So ek kan jouself indink, en dan het ons nog nie gepraat oor paas wat, soos ons nou voor die tyd gesels het, wat laat werk, wat dink ek is besig om alles te doen. Ek offer alles op ter wille van my kinders, want ek eintlik besig om my kinders op te offer. Wat fisies nie teenwoordig is nie, omdat hulle besig is om te werk, wat al die sportgeleenthede mis, waar daai kritiese jare van binding met die kinders mis, en dan emosioneel nie teenwoordig is nie. Ek dink as ons ek weet nie hoe dikwels jy en jou gesin die voorreg het om te gaan uit in Jaco, maar die kere wat ons dit nou al gedoen het, ek hou nogal daarvan om rondom my te kyk en te kyk wat sit in die tafels rondom my aan die gang, en dan sit almal met hierdie reghoeke wat hulle so voor hulle besig hou, en ons geen gesprekke nie. So dit is eintlik, dit klink so simpel ou onderwerpie waaroor ons vanoggend wil praat, maar dit is 'n werklike groot, diep ding wat hier aan die gang is. Ek stem met jou 100% saam, Jan-Louis, sonder dat ons dit besef. En kyk, ons hou daarvan om te praat, wat buite ons self aangaan, hè. Is maar ons geneigtheid, dis hoekom Jesus gesê het, haal eers die balk uit jou eie oog uit, en dan kyk jy na die splint in ander mense se oog. Is ons baie geneig, wanneer ons nou in ons middelklashuise bly, dan kyk ons wat buite om ons aangaan, en ons praat oor die verval en ander omstandighede, en ons praat oor die verval in plekke soos in die townships en in die Cape Flats en daai tipe goede, en ons verwys altyd buitekant toe na die ekstreme gevalle, die sigbare gevalle, maar ons vergeet die groot fenomeen onder ons eie geleedere, en dink dis amper 'n pandemie, wat ook gedryf word deur die sosiale media ding waarvan jy praat, soos ons ook in ons sosiale media opname vroeër bespreek het, toe ons hierdie jaar se pastorale reeks begin het, en dit is vreeslike emosionele afwesigheid. Vaders is so moeg as hulle by die huis kom, en kyk, ons mans is maar geneig om weg te wyk van emosionele dinge af. Ons hou nie van om oor emosionele goed te praat nie, dinge moet net rasioneel wees, né? 1 + 1 = 2, en daar stop dit vir ons, né? En so nou is ons besig by die werk, en die politiek in die land het druk, en alles is deur mekaar, en so mans in die algemeen vermy dan emosionele gesprek, en vermy om daai emosionele drama in die huis te hanteer, wat 'n pa 'n kardinale rol moet inspeel, want ons is gemaak deur God as man en vrou uniek goed saamgevoeg, waar die pa sy spesifieke rol het. Die ma kan dit nie vervul nie. Nou, die Here is genadig in sommige enkelouers of huise waar die pa dalk sterf en die ma moet meer as haar rol speel, maar dan is daar ook die kerkgemeenskap wat aanvul. Maar nie wat ek probeer sê is, die Here het man en vrou geskape. Die huwelik is uniek in God se wysheid geskape, dat man en vrou daai eenheid sou wees van familie. Komplementêr, Waar die pa 'n geestelike en emosionele rol speel, wat nie deur 'n ma of 'n buitestander 100% suksesvol goed gedoen kan word. En waar die afwesigheid daarvan is, leer daai kinders nie die volkomenheid, as ek kan sê, die beide kante nie, die verskillende benadering teenoor emosies nie, die verskillende kante en wysheid van benadering tot 'n probleem nie. Byvoorbeeld 'n jong meisie wat dalk die eerste keer in verhouding begin betrokke, hoe 'n pa vir haar begelei as die pa van die huis, hoe om dit te hanteer, om die man se kant te sien, en om te verstaan die seun wat met haar betrokke is, en om ook riglyne daar te gee. Byvoorbeeld 'n jong man se lewe,
wat hy tienerskap begin bereik en sy hormone met hom die mekaar raak en hy Ja. sy ego word aangetast by die skool. Hy word verkleineer dalk, hy word deur 'n sterker seun hoe 'n pa daai jong man of jong seun opgroeiende jong man emosioneel en geestelik en fisies ondersteun sodat hy beweet sy manlikheid hang nie af van hoe groot en sterk hy alleen is, maar om te help om 'n man te wees, om besluite te Paulus praat nie oor Timoteus, né? Ekskuus, ek gaan nou oor dit praat. Maar met Paulus praat hy oor, hy sê die ouer vroue met die jonger vroue leer hoe om vrouens vir hulle huis te wees. En dit impliseer mans moet ook hulle vrouens leer, mans moet jong mans leer hoe om man in hulle huis te wees, né? En Dis net voor ek teks, nee. ja, gaan eers gou voor en ek wil vir ons 'n teks ook lees. Ja, ek dink jy het 'n mooi ingehaal uit Titus uit, nee, die Titus 2, die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in geloof en liefde en die lydsaamheid. Dan die ouer vroue moet in hulle gedrag wees soos dit heilig is betaam, geen kwaadspreeksters of van baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, ingetoe, of versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vermaan die jong manne om net so om ingetoe te wees. So jy het eintlik 'n tipe van 'n ons praat van inclusie, né? Die ou manne, jong manne, ou vroue, jonger vroue. Wat ek wou sê is, jy weet wat ons eintlik hieroor praat is om die huisaltaar, né, van onderrig primêr Deuteronomium 6 te handhaaf en seker te maak dat die beeld van God wat hy in ons in Christus herstel, ook so oorgedra word, die boodskap daarvan oorgedra word na ons kinders toe. Die ding wat my heeltyd opgeval het terwyl jy gepraat het, is die skepingsorde, nee, van toe God vir Adam gevorm het. En Genesis 1 en 2 is werklik as 'n mens, ek preek nou Sondag oor beide Genesis 1 en 3 rakende die son, die skepping en herskepping. En dit val my so by dat, weet as 'n mens, jy wil daai goud van Genesis 1, 2 en 3 uitmyn en jy gaan net môre daarby uitkom nie, maar Genesis 1 gee vir jou amper 'n breinkaart van hoe die skepping plaasgevind het. Dan gaan Genesis 2 in en zoom in op spesifiek die skepping van die mens. En God werk op 'n anderste manier as hy die mens skep en hy vorm uit die stof van die aarde en hy blaas lewensasem in sy neus in. En dan kom die mens agter dat hy alleen is. Want God laat die diere van die aarde voor hom verbygaan en hy moet dit benoem. En dis deel van sy heersopdrag, maar deel daarvan is ook, ons geen hulp wat by hom pas nie. En dan maak God die hulp wat by hom pas en hy bring haar na hom toe. Maar sy is gevorm uit die man uit. So, was ergens het ek het raak gelees wat iemand dit beskryf as dis rou materiaal en verfynde materiaal. En daai twee werk komplementêr in 'n gesin en albei is nodig. Nou, ek het dit proefondervindelik ervaar laas jaar, Jaco met ons trek Pretoria toe, dat weens omstandighede moes ek en my vrou vir 3 aande van die week op aparte plekke gebly het. Sy moes in die vorige gemeente gebly het en ek het al klaar in Pretoria begin. En dit het tot die gevolg gehad dat 2 van die kinders was by my, 'n seentjie dogtertjie en die een was by haar. En jy kan nie glo wat die effek daarvan was op net een van die 2 ouers wat nie op 'n kritieke tyd by die een is en by die ander ene is nie. En op 'n stadium, nou moet ek dit ten koste van myself sê, is ek sê rou materiaal, so jy weet, ek's partykeer maar 'n baie stomp instrument. En jy kom met hierdie oorweldigende emosies wat nou gepaard gaan met 'n nuwe trek en as jou ma nou nie by jou nie, my dogtertjie kom na my toe en sy het 'n probleem. En naderhand is ek net oorweldig deur hierdie emosies en ek sê naderhand vir okay sussie, wil jy 'n oplossing hê of wil jy afpak? Nee, en dit is blykbaar die verkeerde ding om te sê, nie, want hulle wil eintlik albei hê. Maar verstaan, ons mans is geneig om baie weet klinies na 'n ding te kyk en dit so te hanteer, maar die mooi van wat die Bybel ons leer, want ons praat nou oor vaderlike afwesigheid, maar dit veronderstel eintlik die volledige huisgesin. Ja. En dit is so krities belangrik. Ek kan dit nie meer onderskryf nie. En dalk loop ek nou dinge vooruit, want ons gaan nou uitkom by wat gebeur met herstel en as 'n paar na agterkom. Maar ek dink mens kan altyd later geld maak. Nee, maar jy kan nie hierdie kosbare tyd met jou kinders herwin nie. Want dit is een keer, is net een keer klein. Ja. Ek wil vir ons graag Psalm 78 lees in die lig van wat ons reeds bespreek het. Die belangrikheid en die noodsaaklikheid van
hierdie onderwerp en die teenwoordigheid van vaders. Daar sê die Here in sy woord, Psalm 78 vers 5 tot 7, hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel wat hy ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet. Die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en hulle vertroue op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar, en nie word soos hulle vaders nie, 'n koppige, wederstrewige geslag, 'n geslag met 'n onvaste hart, en wie se gees nie trou was teenoor God nie. Ja, die Here se woord aanwys nie, Louis, hier weet die Here wat gebeur. Hier sê hy het dit so opgerig, dat vaders, hulle kinders sal, hy spesifiek praat van die vaders, dat die vaders die volgende geslag sal vertel en sal leer, sodat hulle kan weet om op God te vertrou, en die dade van God nie vergeet nie, sy gebooie kan bewaar, so ons sien geestelike emosionele verval, wanneer 'n vader nie sy rol speel nie en nie sy werk doen nie. Dit sê duidelik hierso dat hulle word 'n koppige en 'n wederstrewige geslag as dit nie gebeur nie. 'n Geslag met 'n onvaste hart, daar hoor ons emosionele aspek. En wie se gees nie trou was aan teenoor God nie, die geestelike aspek. So weet ek net 'n illustrasie, want ons het juist gesê ons dink baie keer net aan buite ons, maar ek is predikant op die Kaapse vlakte en daar natuurlik is dit elke dag in jou oë. Daarso word kinders grootgemaak deur 'n ouma, want die jong meisie het op 16 swanger geraak. Sy moet of terug gaan skool toe of sy moet gaan werk, so sy kan nie van weer na haar kind kyk nie. Die pa van daai kind is weg. Die ma van daai kind is ook weg en nou word die kind soms by die ouma of die tannie neergesit en daar word daai kind groot. Een van my grootste pastorale werke is die volgende geslag wat ook gebroke is, totaal gebroke is as gevolg van dit. En ek sê gereeld vir ons kerkraad, die enigste manier ons hierdie geveg gaan wen op die Kaapse vlakte, is wanneer ons pastoraal begin werk rondom huisgesin, weer van vooraf mense leer, lidmate leer van die belangrikheid soos ons reeds bespreek het, van huisgesin, van vaders, van moeders, sodat die volgende geslag kind, maak nie saak waar hy bly nie, al bly in die township, in 'n gebonde huis groot word. En ek wil aanhaak by jou idee oor die skepping, daai kind, die Here het daai eenheid tussen man en vrou geweldig uniek, emosioneel, fisies en geestelik gemaak. Daar is 'n groot geestelike dinamika en ek wil dit nie oor mystifiseer nie, maar daar, soos jy gepraat het, die beeld van God, daai kinders leer die volledigheid van God se skepping in daai gesonde verhouding. Ons praat nie van 'n perfekte verhouding, want ek en jy weet, ons huise is nie perfek nie, maar daar, die Here is genadig en in daai gebroke liefde wat man en vrou vir mekaar het, pa sy vrou met respek en met sorg en met sacrificial love is die Engelse woord wat ek nou vinnig nie kan kry nie, soos wat Paulus leer in Efesiërs 5 en opofferende liefde, en waar die ma ook haar rol speel, onderdanigheid, eer en respek, liefde in 'n pa hoof van die huis is, binne in daai ombreel, eenheid, liefde, leer daai bou, word die beeld van God volledig gebou in daai kind se lewe, seun en dogter. En dis wat Psalm 78 vir ons wys, afwesigheid daarvan, maak 'n wederstrewige volk, 'n hardnekkige volk, 'n rebelse hart, emosioneel wederstrewig en geestelik wederstrewig. So, en daarom is dit so belangrik. Nou, ons het nou al heelwat gesels. Moet jy nou by die pad vorentoe uitkom, ek wil net daarop aanbou, skus ek, jy weet, Dominee met altyd 'n versie ekstra hê, nee. Twee van die belangrikste beelde wat die Here die kerk aan ons mee verduidelik, is die huisgesin en die huwelik, nee. En dink 'n bietjie aan hoe daai beeld geskaad word in die moderne wêreld. So dit is amper asof die kerk toelaat dat die misbruik van hierdie twee dinge, die gesin en die huwelik, ons siening oor die kerk beïnvloed. En dit is logies, nê? Iemand wat uit 'n gebroke huisgesin uit gaan kom, gaan as jy nou, gestel jy preek nie 1 Timoteus 3 of Efesiërs 2 rondom die huisgesin van God. Jy vertel hoe wonderlik die huisgesin is en jy kom met 'n gebroke huisgesin uit, wat dit gaan beteken vir iemand wat dit wil inskakel by gemeente. Hulle gaan gewoon nie dit mooi begryp nie. Hulle gaan dit as iets onderdrukkend beskou. En dan dieselfde met die huwelik. Soveel gebroke huwelike en nou verduidelik ons
kerk, ons Here Jesus verduidelik vir ons die kerk, as hy is die bruidegom en ons die bruid wat in afwagting op hom wag, die woon en werk en wat en alles liewer is vir hom as vir ons en hy het homself opgeoffer vir ons. Jy weet, dit is partykeer goeders wat in gebroke huwelike gewoon net nie kan funksioneer nie. Maar kyk 'n bietjie na wat staan in Sondag 39 van die Katekismus, vraag en antwoord 104. Want ouerlike gesag is gesag wat God bedien van die ouer af teenoor die kind, nie? Wat eis God in die 5de gebod? Dat ek my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys, omdat God ons deur hulle wil regeer. So die krisis van vaderloosheid is 'n krisis van regering, nie? As God gekies het om sy kinders deur vaders te regeer, dan skep dit 'n vakuum in die huisgesin waardeur die konsep van goddelike gesag, dis wat ek nou net gesê het, nie funksioneer nie. Die vader word in 'n sekere sin 'n beeld vir die kinders van die onsigbare Vader nie. En ek het nou al baie keer gehoor dat kinders gewoon net nie 'n goeie verhouding met God wil of kan hê wanneer hulle 'n slegte verhouding met hulle aardse paas gehad het nie. En dit stel Jesus ook in die evangelies reg as hy sê, weet, as julle mense wat sleg is vir julle kinders goeie dinge wil gee, hoeveel te meer julle Vader wat in die hemele is. Nou dink net aan wat die omgekeerde daarvan beteken. En wanneer hierdie aardse beeld ontbreek, dan het dit 'n geweldige impak op die kinders se konsep van God as Vader. Ons gaan nou verder praat oor die pad vorentoe, maar staan net vir 'n oomblik net weer stil by hoe verskriklik belangrik dit is. Nee, dit verdien om 'n bietjie baie mooi onderstreep te word. Ja. Voor ons oorgaan wil ek ter inleiding van ons volgende laaste punt 2 verse lees. Efesiërs 6 vers 4. En weer is die opdrag hier aan die vaders. Vaders, moenie julle kinders uittart nie, maar voed hulle op deur dissipline en teregwysing van die Here. Nou, mens kan hierdie uittart nou interpreteer as onredelike laste wat die vader op kinders sit, wat ook waar is. Maar dit kan ook geïnterpreteer word as na die res van die vers kyk, wat sê, voed hulle op deur dissipline en teregwysing, wys duidelik ook, dat dit ook kan impliseer in toepassing, afwesigheid van 'n vader, waar dissipline en teregwysing nie plaasvind nie. So hier's duidelike opdrag, en dan ook in Kolossense, 3 vers 21, vaders, julle moenie julle kinders treiter nie, sodat hulle moedeloos word nie. Kinders waar afwesige vaders is, word nie genoegsaam gevoed nie, en tweedens, hulle word moedeloos, hulle word verbitterd in die lewe, hulle het nie daai aanvulling wat vir hulle die sterkte en vastigheid van 'n pa gee nie. Die pad vorentoe, Jan-Louis, is die evangelie. Ons het 'n geweldige groot hoop, 'n oneindige hoop in die evangelie. Vaders, moenie dink dat ons nie vaders kan wees nie. Baie keer dan dink mense in jou stilligheid wanneer jy uitgedaag word met emosionele uitdagings in jou huis, of sê maar net in verhoudings in die algemeen, vir al ons as mans, ek is nie gebou vir emosionele goed nie. Ek is nie gebou om hierdie moeilike situasies te hanteer nie. Laat my vrou dit maar hanteer. Ek glo sy is beter toegerus. Nee, in die herstel van die evangelie. Jesus Christus het gekom om gebroke mans wat nie weet hoe om hulle rol te speel nie, wat deur die sonde val, want dis wat gebeur het by Adam en Eva, né? Adam was daar by Eva. Hy het daar gestaan. Hy moes vir sy vrou gesê het, nee, God het gesê, ons moet dit nie neem nie. So daar is die orde omgedraai. Die gevolg daarvan is dat die kinders van daai huisgesin het gesien wat daar gebeur en het die orde is omgedraai in hulle eie lewe. Maar die Here Jesus het gekom om die gevalle Adam, ons praat nou nie van die eerste Adam, wat ons praat van die hele mensdom, ons praat hier van die man, die Adam wat geval het in sy taak, te herstel, om te vergewe van sy sonde. Die Here Jesus het daai gevalle vlees op homself geneem, hy's kruis toe, hy het daai ou mens van ons wat nie onwillig is om emosionele take te hanteer, geestelike take te hanteer in ons huis, wat onttrek en wegkruip, want dit is makliker vir ons as mans in ons man cave. Hy het dit op hom geneem, hy het gesterf, hy het daai ou mens gaan doodmaak in die graf, op die Vrydag toe hy gesterf het, en hy het 'n nuwe mens geskep, dan ook 'n nuwe man en 'n nuwe vrou, wat hom sal dien en eer. Pad vorentoe is, vaders,
Ons praat vanoggend hier met julle ook as medevaders. Ek praat nie met my medevaders as iemand af nie, dat ek dit nie doen nie. Ek sukkel ook hiermee. Ek praat met u saam as iemand wat ook hierdie stryd belewe in my eie lewe, wat ook op 'n stadium in my eie lewe, toe ek hier nog nie gedien het nie, nie geken het nie, hierdie saak nie gedoen het nie, afwesig was, al was ek was fisies afwesig, maar ook geestelik en emosioneel afwesig was, en dat die Here vir ons kan help. Galasiërs 5 leer vir ons, laat julle deur die Heilige Gees lei, dan sal julle nie aan die begeerlikhede van die vlees toegee nie. Want die Gees begeer teen die vlees, en hy is baie sterker. So, vaders, kom ons gaan na die Here toe. En herken eerstens sy skepingsorde, die belangrikheid van wat hy gemaak het, hoe hy dit geskaap en dat ons rol onmisbaar is. En tweedens, dat ons vrouens ons nodig het saam met hulle as vaders van die huis. Ons bid vir herstel in ons eie lewe, 'n diepe geestelike begrip en openbaring van die rol van 'n vader. En die Here sal deur sy Gees vir ons vul en vir ons help. Rus jou toe uit die woord uit. Koop miskien daar's goeie boeke hieroor. Kyk of daar nie 'n goeie geestelike boek is nie. Lees eers die Bybel. En kyk na die verse en meer. Gaan doen 'n studie, gaan doen 'n diep studie oor man wees en huwelik en die rol van man en vrou en dan veral oor vaders. En soos Psalm 78 vir ons leer. Stilte tyd. Eie huisgodsdienst, die altaar waarvan Jan Louis gepraat het. Vader, al is jy hoe moeg as jy by die huis kom, maak 'n tyd daarvoor. Ek is ook baie keer skuldig daaraan, ek moet eerlik vir u sê, ek het op die oomblik 2 werke. Geteen maak 'n predikant is nie maklik nie. Baie aande net nie die krag daarvoor nie. Kom ons, al is dit hoe kort, hoe min, moet dit nie los nie. Die Bybel op, roep jy jou gesin en sê, gesin, kom ons sit nou hier, maak die woord van God oop, jy lees, jy bid, en dan is jy openhartig in daai gebed, Here, ek voel vanaand nie eers om hierdie gebed te hou, hierdie tyd te hou nie, liewe my, nie sit ek en my gesin, ons kom na u toe, en vertrou dit, hou daai momentum, doen dit elke dag, gaan vorentoe, moenie wegduins van emosionele dinge af nie, raak betrokke, werk saam, jy en jou vrou, werk as 'n eenheid saam, begin julle huwelik ook in die agtergrond bou, duidelik oor julle rolle saam, hoe gaan julle sake hanteer, hoe gaan julle probleemgevalle in die huis hanteer, moenie afwesig wees nie, moenie weghardloop, nie moet alles in die vrou se hand los nie, konflik by die skool, baie keer is ons mans afwesig daar en die ma moet daai goed uitsorteer, pa, jy moet 'n rol speel, jy moet 'n kardinale, sentrale rol speel, vrouens is emosioneel anders gewire, is die anglisistiese woord, saam bedraad, hulle vat dinge baie moeiliker en baie anders, nie dat dit hulle swakker maak nie, maar ons as mans is gemaak om daar te wees, wanneer daar geboelie by die skool word, waar daar dinge verkeerd loop, miskien as jou kind universiteit toe gaan in die eerste jaar is, en daar loop ook dinge daar verkeerd. Paas moet aktief betrokke wees, moenie luister, hê 'n geestelike oor, 'n onderskeidingsoor, wees betrokke. Ja. Maar, dit klink nog soos 'n klomp opdragte, ons praat nie hier van wet nie, ons praat hier van genade. Die Here Jesus is so genadig. Hy wil hê ons moet vaders in ons huise wees. Daarom het hy kom sterwe. Ek maak nou 'n mond vol, so ek maak nou klaar Jan Louis. Jy moet die laaste aanvulling doen. En so Vader, die Here Jesus, die Here Jesus is ons voorbeeld. Hy is die perfekte Vader, kom ons volg hom. Ons sal nooit soos hy wees nie, maar hy het gekom om ons te help. So kom ons luister na hom, ons leef afhanklik van sy genade. En daar waar jy val, moenie jouself in veroordeling indruk en nou weer weghardloop nie. Daar is geen veroordeling meer vir jou in Christus. Jy staan op, jy is 'n man en jy leef uit die vergifnis van ons hemelse Vader. Jan Louis, wat sê jy? Ja, ek dink ek het nou al taamlik op die skepingsorde gehamer en ek het nogal so 'n bietjie binnepret gehad toe jy gepraat het van Genesis 3 vers 8 met die sonneval van die vrou wat by die man gestaan het en vir haar man by haar gegee het, want dit is iets wat dikwels verlore gaan wanneer ons dink oor die sonneval. Ek het al so 'n klomp redes daarvoor, maar mense dink Adam was elders besig met iets te doen, maar die skrif maak dit duidelik hy was by haar. En wat dit nog so dieper maak, is die feit dat voordat Eva geskep is deur God, het God die proefgebod vir hom gegee en gesê van al die bome in die tuin mag jy vry eet, behalwe die een in die middel van die tuin. Met ander woorde, hy het wat dit betref vir Eva gekatkeseer, want sy het 'n mooi antwoord gegee en toe het hy toegelaat dat Eva deur die slang verder verlei word en hy moes daar definitief ingegryp het. En in daai lyn wil ek ook net sê, weet, wanneer jy 'n pa word of wanneer jy 'n man word, dan voel jy baie keer onbekwaam daartoe en die
klink in die teorie altyd lekker, jy is getroud wees en jy is die hele tyd by jou vrou en jou kinders en dit is altyd hierdie idilliese prentjie. Maar waar die tekkie die teer tref, voel ek dikwels alleen en mans is nie geneig, ten minste my ervaring om oor hierdie diep geloofkwessies werklik ernstig wil praat. Jy gaan toets dit as manne by mekaar is om oor 'n saak te praat. Dan is dit altyd ligsinnig en ons maak grappe met mekaar en ons trek mekaar se siele uit, maar wanneer dit kom by die diep dinge wat werklik gaan oor sieleheil en oor die ewigheid, dan is ons geneig om so half bietjie nie regtig daaroor te wil praat nie. Dis amper asof dit tot die domein van die persoonlike behoort en jy wil jou hart blootstel vir ander mense wat net dink hulle jy is swak. En ek dink ons moet daar begin om vir ons medebroeders in die kerk te sê, ons is swak, ons het mekaar nodig. En wat dit betref, moet ons in die kerke, het jy al opgemerk, Jaco, dat ons verskriklik baie doen vir ons senior bedienings en ons susters bedienings en dat ons nie baie mooi fokus op die pastorale impak wat ons as ouer manne, want ek moet seker myself wees dan nou ook in daai kategorie sit, met die jonger manne, die manne wat nou in die linies opkom, hoe dra ons die geloof ook aan hulle oor? En ek beloof vir jou, as jy as pa geïsoleer voel en bekommerd en angstig voel, want jy besef hierdie geweldige verantwoordelikheid van om jou huisgesin te versorg, dan is daar 1000 paas wat so voel, en in jou gemeentes. So ek wil baie graag hê, dan moet in die gemeentes, voeg jouself in die eerste plek dan by 'n Bybelse gemeente, by 'n gemeente wat mekaar voed en onderskraag vanuit die woord, en voeg jou by broeders, wat besef dat versorging van jou gesin is nie allereers finansiëel nie, dit is geestelike hoofskap, en gee mekaar daarin raad, en dit is reg om mekaar tot verantwoording te roep en te sê, luister, waaroor worstel jy op hierdie stadium, en waaroor bid jy, en waaroor kan ek vir jou bid, dat ons weet, ek sê nou nie, ons mag nie oor die ligsinnige goedertjies praat nie, daar is ook tye daarvoor, maar dit gaan allereers in hierdie stryd wat ons voer om te besef, jy is nie alleen nie, want die Satan kan maklik een van ons afrokkel. En ek dink dit is dan die laaste woord van my kant af. Neem dit ernstig op, ook met die besef dat daar broeders rondom jou is. Ja, nou ter afsluiting wil ek graag aansluit by die oproep tot die kerk. Die Here het in sy wysheid die grootste gawe vir ons gegee op aarde, voor ons by die ewigheid kom, en dit is die gemeenskap van die heiliges, die kerk. Daar die Here ons ander mans en ander broeders gegee, en daar die Here ook gegee dat enkel ma's gehelp kan word, geestelik begelei kan word, en ook waar hulle kinders deur ander broeders in die geestelike gemeente aangehelp word. So ons het in ons kerk 'n mannegroep begin. Nou ek is hier versigtig met die Mighty Men beweging, dis nie waarvan ek praat nie, want dis weer vir my soms buite die kerk. Ek praat hier van, ons het eenvoudig net 'n mannegroep begin, wat een keer 'n maand by mekaar kom en praat oor man wees vir God. Manne van die woord noem ons dit, waar ons praat oor rol in die huis, rol in die gemeenskappe, oor ons nooi die katekesante ook soontoe. Katekesante wat by my is, hoërskoolkinders, seuns, nooi ons soontoe, hulle kom soontoe, ons praat saam, hulle hoor die onderwerp, en ons praat op verskillende vlakke hieroor saam, nie? Maar dit moet geïntegreer binne die kerk wees, want dit is die doel van dit. Ons is 'n familie, so kerk speel 'n geweldige rol in hierdie taak. Mans kan mekaar help, verantwoordelik hou en oproep hierna toe, mekaar ook ondersteun. Jy kan vir ander broedere wat ouer is, jy is 'n vraag gaan vra, jy is dalk 'n jong pa wat jou eersteling in die huis het, gaan vra, wees betrokke, bid saam, laat mans ook saam bid vir mekaar. Dit is hoe ons daai Titus teks gaan ook vervul prakties, dat ons nie so in ons eystergordyn huise leef, of waar ons afgesny van die wêreld en van mekaar is nie. Kom ons raak betrokke by mekaar en ons dien die Here saam. So ja, baie dankie. Ek dink hier is 'n groot onderwerp. Kan baie gesê word. Ek dink ons is te bang om hieroor te praat. Ons hou daarvan om oor allerlei goed te praat. Maar hier is 'n baie belangrike onderwerp wat ek dink baie diep moet uitgetrap word in kerke. Gemeentes moet kerkrade, ouderlinge, veral ouderlinge wat ook na wyke kyk, jy moet hierdie onderwerp oordink. Bespreek dit met die vaders in u wyke en predikante en broeders. Dink na oor hierdie onderwerp en dan mag hierdie episode dan 'n afskop wees as dit wil tot hierdie onderwerp en ook hulp wees. Totsiens tot 'n volgende keer.